Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning Sporttyd en ek is Arnold Geerts. Ons hoop die engines is nou behoorlik warm want Renja Regard Roots kom nou by my kuier, maar as ek sê Renja dan doen dit nie heeltemal gestand aan alles wat die jong man is nie. Reggie, baie welkom by ons. Lekker dat jy kon tyd maak om saam met ons te wees. Waardeer dit baie. Baie dankie, lekker om hier te wees. Kom ons begin heel voor. Jy was 15 en jy wou jaag en jou pa, legendariese filmmaker Koos Roots, het nou besluit, nee maar miskien kan ek my seun help en jy het so 'n paar R1000 bymekaar geskraap en 'n kar van voor af gebou. Maar die liefde vir dit, waar het dit vandaan gekom voor jy begin kar bou het? Ek dink ek is van vroeg af het hy my saamgesleep baan toe. Vandat ek kan onthou het ek baan toe gegaan. Kyalami. En ja, Kyalami en hy het snaaks genoeg Kosie Swanepoel se ouer suster Jacolies geborg toe ek klein was in go-karts renstelle. En toe wil ek ook ry en ek het altyd sê asseblief ek wil gaan ry en hy het my gelos tot ek self begin 'n plan maak, sakgeld spaar en iets koop. Dis nie die wil is daar en toe help hy my. En van daar af hoe dit toe nou verder ontwikkel, want ek meen dit was nie dis 'n baie duur sport. Laat ons nou maar eerlik wees met mekaar. Ja, is 'n baie duur sport. Ek dink hy het my gehelp terwyl ek op skool is. Toe ek klaar is met skool, toe sit hulle maar terug en dog ek sal nou maar seker ophou en so en my ma het vir my gesê, "Wel, jy kan aangaan, maar hulle gaan nie betaal of so vir dit nie." En toe het ek begin werk vir verskillende spanne. Ek het gewerk vir 'n span, leer 'n bietjie, spaar geld, ry 'n bietjie, leen 'n karrie, jy weet, en so het ek geleer en dit het net beter gegaan en beter gegaan. Ek neem aan, as jy jou pad so deurgewerk het en jy het self engines gebou en alles, daar's nie 'n Mackie wat vir jou kan sê, dit kan nie so werk nie, jy weet beter. Nee, 100%, en ek vang hulle uit so nou en dan. En, maar aan die ander kant is dit ook lekker, ek meen, ek en die ouens wat my motor nou voorberei, ons sal 11:00, 12:00 in die aand, dan kry iemand 'n brainwave en sê, "Hey, wat van dit?" Dan praat ons lekker, jy weet, so ek geniet die tegniese kant amper meer as die ry, dis vir my baie lekker. Maar dis nie net renjaag nie, jy vlieg self en dan natuurlik die sogenaamde, dit is so 'n mooi woord in Engels, die inflatables, die opblaasboot. Ja. Vertel vir ons waar dit vandaan gekom. Dit was maar 'n bucket list ding gewees, jy weet, ek het elke jaar in Onrus het ons gaan vakansie hou en dan sien ek die ouens op die Transagallas kom verby, jy weet, 700 km oor 5 dae wat die ouens doen en het ek altyd gesê, "Ey, volgende jaar gaan ek dit doen, volgende jaar gaan ek dit doen." En toe 2017 toe sê ek, "Hierdie jaar gaan ek dit doen," want ek het agtergekom volgende jaar kom nooit. Sê ek, "Hierdie jaar gaan ek doen," en toe het ek gewerk en 'n goeie vriend van my, Mark Leader, ek het gesê, "Kom ek sal jy my help," hy het my gehelp en ek het gery, dog ek sal dit een keer doen en toe het ek hom 6 keer gedoen. Ons het wêreldkampioenskappe gaan ry. Dis 'n ongelooflike lekker sport. Daar's niks wat natuur, motorsport en fiksheid kombineer soos daai. Snaaks, ek wil jou nou net vra, sien jy die kombinasie of is daar vergelykings tussen botejaag en motorsjaag? Ja nee, definitief. Die tegniese aspek is, jy kan nie glo nie. Hoe jy die engine opstel, die propeller keuse van die dag, jy kyk na die weer, jy kyk na al daai goed, jy weet, so, en die engines, is altyd, jy soek altyd daai laaste halwe perdekrag, jy weet. Roger Taylor het eendag toe sê ek vir hom, werk ons laat in die aand, toe sê hy vir my, ja, but we've only found 1 horsepower, toe sê hy, Mackie, do you know how big a horse is? Jy weet, so, ja, dis 'n belangrike les. Dis pragtig. En dan natuurlik 'n hele paar keer kampioen by die Simola Hill Climb, en dis iets, ek weet dis motorsport, maar dis 'n ander deel van motorsport, wat verskriklik baie verg, nie waar? Dit is 'n unieke vorm van motorsport. Die groot rede is daar's nie opwarmings rond is nie. Jy kan nie die reisies begin en kyk waar jy is in jouself. Jy ry stadig. So gister sê ek vir iemand jy ry stadig en stop jy op 'n lyn en dan skielik dan breek alle hel los. Dan breek alle hel los. En daai eerste draai moet jy kom met 110%. Ja. Jy weet as jy kan nie die eerste draai nog sien, werk die dinge as jy beklou die bande as jy dit doen as jy klaar van die podium af, jy weet. En Simola vat in my opinie, ek was gelukkig genoeg om 'n paar keer daar kommentaar te doen. Ek dink dit vat 'n ander tipe van konsentrasie as op die renbaan, nie waar nie? Nee, verseker, dit is baie kort en baie intens. Ek meen ons doen dit onder 40 sekondes en ek baie keer as ek bo kom en dan dink ek amper ek wonder of ek nou eers asem gehaal het. Dit voel regtig asof jy nie, dit is so intens en dit is 'n ongelooflike event. En jy praat van perdekrag, ek meen daai Nissan van jou het 'n paar perde daaronder, nie? Nee, uit 'n hele paar. Jy moet die leiersel styf vasvat. Ek wil vir jou vra, en hierdie is 'n vraag wat altyd by my opkom as ek met renjaars praat. Almal praat altyd van he's quick. En almal het dit van die begin af van jou gesê. Wat maak daai quick? Wat is dit? Ek weet nie, ek het al baie gewonder oor dit. Ek dink dit is ek paralyze alles in my lewe. En ek dink dit is 'n deel van dit. Of dit jou bestuurstyl is of dit die motor is of wat ook al dit is.
En ek dink daar moet 'n sekere, dis nou Engels as ek maar throw caution to the wind. Daar moet 'n sekere hoeveelheid van dit wees, maar ook net genoeg. Ja. As dit te veel is die ouens wat wil tussen goeters breek en nooit klaarmaak nie, weet, so dit is 'n baie fyn balans. Reggie, a few weeks ago, I saw that you had a lot to say about where motorsport South Africa finds itself at the moment, and it's an interesting thought process for you. What were you trying to get across? No, it wasn't so much a motorsport South Africa, you know, it just, I feel often in categories, people get bullied by some people that's got power, and they often have power because they've got money, you know, and it's often for their own interest. They're not looking at the bigger picture of the sport. And I've had huge arguments with people over the years in the inflatable boat racing, in motorsport, or even cycling that I got involved in at one stage, because people don't always look at the bigger picture and for the bettering of the sport. And that's something that lies close to my heart. You know what I mean? I mean, I'm now in my senior years of motorsport, you know, it doesn't feel like it, but I am. and I'd like to give something and give the experience what I've seen where people have gone wrong in the past and try, and, you know, and sometimes it's very frustrating as people just see their picture, their own ego, their own whatever it is, you know, and that makes it hard. And like I said, motorsport, MSA is very quick to get blamed, but it's very seldom that it's their fault. Ja, I'm with you, I understand. Wat, as jy praat van daai bigger picture, wat is die groter prentjie vir Regard Roots wat motorsport aanbetref? Ek dink is om weer jong mense betrokke te kry. Daar is jong ouens wat ry, maar hierdie jong ouens dis nie ouens soos wat uit my generasie uitkom nie. Dit is ouens wat se pa geld het of baie borg het of so. Daar's nie meer ouens wat gaan hard werk en 'n plan maak en sy eie kar tou deur die nag en in 'n kar werk en so. So ek wil daai ouens terug hê. Ek wil weer toeskouers op die paviljoene sien, jy weet, vol paviljoene sien, en ek wil groot velde vol karre sien, jy weet, dit is So dit klink vir my of jy sê daar is 10-1 talent wat deur die krake val, verseker. omdat hulle nie geld het nie. Nee, verseker, omdat hulle nie geld het nie. Maar ek dink ongelukkig die hele wêreld het nou 'n kitswêreld geword. Mense wil dinge oornag hê. Ja. En ek dink nie mense wil nie eers in 'n fliek toe gaan en in tou gaan staan om 'n kaartjie te koop nie. Hy wil nou Netflix kyk, jy weet. En ek dink dis dieselfde ding. Ouens dink ek wil gaan motorsport ry, ek wil môre ry en ek wil oormôre Formule 1 ry. Ja. En hulle verstaan nie. Dis 'n moeilike pad. Dis 'n harde pad en hy's vol dubbeltjies. 'n kitswêreld, ek gaan daai in by jou steel. Gepraat van Formule 1, ek sien daar was nou hierdie week baie interessante dinge wat weer gebeur het met elektriese motors en engines en dies meer. Wat is jou gevoel oor wat tot dusver gebeur het in Formule 1? Sjoe, ek weet nie, dit is moeilik om te sê. Ek weet ons moet saam met die tegnologie beweeg. Ongelukkig voel ek hierdie jaar, ek meen die laaste paar jaar, die kompetisie was net so naby en so onvoorspelbaar. Okay, Max is vir 'n rukkie voor, maar laas jaar was dit, die laaste 2-3 jaar, dit was enige ou se reisies regtig. 5 ouens kon wen, 6 ouens kon wen. En nou dit weer geraak soos 'n procession, soos die Engelsman sê. Maar ek dink hulle sal dit uitsorteer. Ek dink ons moet hulle net kans gee. Jy weet, almal is baie vinnig om te sê dit en dat, maar ons gee hulle net kans. Hulle sal dit uitwerk. Kortliks, jy is op pad Smoura toe. Wat beplan jy? Wat is die plan? Plan altyd so hard en so vinnig as moontlik. Ek sê as dit met 'n lig, 'n vletjie of 'n gun begin, as dit 'n reis, jy weet, so ja, so ons sal sien, maar die span het baie hard gewerk, ja. Dit is altyd baie hard werk en ons gaan ons bes te doen en om dit te geniet. Ek dink nie daar's 'n byeenkoms, 'n event, 'n motorsport event in Suid-Afrika soos Simola nie. Uitstekend. Reggie, baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit regtig. Ek sien uit daarna om jou weer op die podium te sien in Nyasna met die Simola heel klein. Baie dankie, ek hoop so en ek hoop ons hoef trappies te klim, hoog op te klim. Tot die heel bo. Regard Roots wat hier by ons gekuier het, lekker om hom hier by ons te gehad het. Ek hoop jy dit geniet soos ek dit geniet het. Ons is net hierna terug en dan praat ons oor bekroonde kabaret. Dit behoort pret te wees. Dis net hier op Goeiemôre, Good Morning. Bly net waar jy is, moenie weggaan nie.